Die Here sal jou lamp nie uitdoof nie. Dis God se woord vandag vir jou. Hy wil vandag vir jou sê, die lampet sal wat smeel, sal hy nie uitdoof nie. Hy sê dit vandag, hy sal jou krag gee, die riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie. God se liefde vir jou is onmeetbaar groot. God stel so ontsettend belang in jou vandag. En ek wil hê jy moet vandag saam met my hier in Jeffreys Bay staan by die water, waar ons bietjie na die woord van die Here gaan kyk rondom hierdie beginsel, dat God sal jou nie begewe nie en hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Die beginsels van geloof wat ons vandag gaan bespreek, gaan aan jou die oorwinning gee. Weet jy, ek wil hê jy moet 'n besluit vandag neem tydens hierdie boodskap. Maak 'n besluit vandag om te sê, maak die saak uit. Die Bybel sê, kom ons maak die saak uit. Kom ek en jy maak vandag die saak uit. Dat al was ek en jy se sonde soos skarlaken, so vuil soos kan kom, dit sal wit word soos wol, wanneer ons glo in die Here Jesus Christus. Nou is dit so belangrik om te verstaan. Baie mense dink, ek moet nog probeer, dan sal die Here my dalk vergewe. Ek sal bietjie harder hier en 'n bietjie meer daar, en ek sal my beste probeer van my kant af. En dan besef mense nie, dat hulle pogings plaas hulle maar net weer in 'n plek van skuldgevoel, in 'n plek van mismoedigheid. Ek wil dit so vir jou stel, dink daaroor. As jy jouself kon gered het, as jy jouself kon gehelp het, uit al die stikkend en al die seer van die lewe, dan sou jy dit mos nou al lankal gedoen het. Jy sou dit lankal gedoen het. Maar die Here het gesê, dat die mens kan nie, maar Jesus kan. Jesus kan, dis die goeie nuus. En ek wil vandag so 'n bietjie met jou praat oor hierdie goeie nuus. Weet, mense maak die goeie nuus nog 'n plan, nog iets wat moet gebeur. Maar wanneer 'n mens nuus hoor, is dit wat gebeur het. Dit het klaar gebeur. En dit wil ek nou vandag vir jou sê. Reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring toe, het die Here gesê, ek is lief vir die mens. Ek wil hê dat ons gered moet word, sê die Here. Ek wil hê dat ons as mense vrygemaak moet word van die las en die bindinge van die sonde. Weet jy, daar by Adam en Eva, daar het die duiwel gekom, en hy het gegaan, en hy het vir Adam en Eva gesê, God het nie bedoel wat hy gesê het nie. Sy woord kan in twyfel getrek word. En jy weet, hierdie gees van twyfel, hierdie gees waar die vyand elke dag in ons lewe kom en sê, het God regtig gesê? Bedoel God regtig waar dat hy jou sal red? Bedoel God regtig waar dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe? Dink jy nie maar 'n bietjie op jou eie moet jy probeer nie? Dink jy nie jy moet jou eie pad uitwerk nie? Jy moet jou eie dinge probeer doen nie? Jy moet 'n bietjie jou eie dinge ook 'n bietjie geniet. Waarom probeer jy jou lewe so inrig volgens die dinge van die Here? Dit help mos nou eintlik nie. Geniet nou maar die lewe. Dis wat die vyand die hele dag nog steeds vir mense probeer sê. Maar ek en jy verstaan dat ons kan nie. Net Jesus kan. Nou gebeur daar iets baie besonders. Wanneer ek en jy ons lewe in die hand van die Here sit, wanneer ons vandag sê, Here, ek gee oor in u hande, dan begin daar 'n rus kom, daar begin 'n vrede kom. Ja, ek het in die begin gesê, die lampet wat smeel sal die Here nie uitdoof nie. Die geknakte riet sal hy nie afbreek nie. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Kom ons wees eerlik. Kom ons wees reguit. Kom ons wees 'n bietjie reël vandag. Die regte. Kom ons wees daar waar hulle sê die rubber die teer raak. Kom ons praat bietjie oor hierdie goed. Dit is so dat ons lewe is geknak. Dit is so dat die lampet maar net smeel. As ons na iemand kyk vandag, dan sal hulle sê, o jene, daar's baie probleme. Hierdie persoon moes dit gedoen het, en hy moes eerder hierdie besluit geneem het, en dan kon hy eerder dit gedoen het, en as hy maar dat gedoen het, en nou dat dit gebeur het, sit hy vas. Hierdie ding het gebeur, daai skade het plaasgevind, hierdie verkeerde besluit het gevind, en die ongeluk het gebeur, en as gevolg van al hierdie dinge, is die persoon waar daar die persoon is, 'n geknakte riet, en 'n lampet wat smeel. Dit help nie, ek en jy gaan die hele dag redeneer, oor die toestand waarin ons onsself dikwels bevind nie. Die toestand van ons eie elende, die toestand van ons foute wat gemaak is, die toestand van die omstandighede wat gebeur het, dinge binne ons beheer, maar ook dinge buite ons beheer. Dinge wat ons partykeer nie is voorgevra het nie, wat met ons gebeur het. En ons het skade gelei, ons het seer gekry, ons het dinge beleef wat ons nie moes beleef het nie.
in ons lewe, in ons grootwordproses, in elke situasie. Nou kan ek vandag vir jou sê, nou kom die woord van die Here en hy sê, ek en jy, wat 'n geknakte riet is, ek en jy wat 'n lampet is wat smeel, wat voel asof daar nie meer hoop is nie. Die Here sê, vir jou gaan ek optel. Vir jou gaan ek nuwe krag gee. Vir jou gaan ek die deurbraak gee, sodat jy die oorwinning kan behaal vandag. Jy kan dit kry vandag, nie in jou eie krag nie, maar jy kry dit op grond van die werk wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Weet jy dat die Bybel sê, ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei. As ek dit voorberei het, dan kom ek en ek kom julle haal, sodat julle kan weet waar ek is. Is dit nie fantasties dat die Here vir jou 'n plek gaan voorberei het nie? Weet jy dat die Bybel sê, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy volbring? Weet jy dat die Bybel sê, in jou is die lewe, en die lewe is die lig van die wêreld? Daardie lig is Jesus Christus, en hy bring oorwinning, hy bring deurbrake vandag vir jou. Weet jy dat hy het in die hemele ingegaan, en daar is vandag vir my en jou vrede? God beloof in die boek Openbaring, dat hy gaan alles nuut maak, en dit sluit my en jou ook in. Paulus het dit baie mooi geskryf. Hy het gesê, ek en jy het hierdie lewe is dit Christus, en sterwe is wins. Wat beteken dit? So baie mense probeer reg lewe, sodat hulle eendag in die hemel sal kom. Kom ek sê vir jou, jy kan nie reg lewe nie, jy moet reg kies. Jy moet reg kies, en wanneer jy kies, dat Jesus Christus is genoeg, wanneer jy kies, dat wat hy gesê het aan die kruishout, dit is volbring, en jy aanvaar dit nie maar net as 'n verlossingsplan nie, maar jy aanvaar dit as wat hy vir jou gesê het, Jesus is genoeg, en dat hy vandag vir jou sê, hy is die opstanding en die lewe, en net soos wat die Gees Jesus Christus opgewek het, in die dag toe hy dood was, net so ook, gaan die Heilige Gees jou ook opwek, sodat jy vir ewig saam met God sal lewe. Met ander woorde, God vra vir my en jou, is jy bereid? Is jy bereid om vandag jou lewe in my hande te sit en my te vertrou, dat ek 'n volkomme werk in jou lewe kan doen? Nou sê Paulus hierdie woorde, hy sê, ons saai in verderflikheid, tydelikheid, al hierdie dinge, maar eendag as die koringkorrel in die grond val en sterwe, hy sê dan maai ons in onverderflikheid en in heerlikheid. 1 Korintiërs 13 praat iets wat my altyd fascineer. Hy sê in 1 Korintiërs 13, hy sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag sal ons ten volle ken, soos hy ons ten volle geken het, of soos ons ten volle geken is. So, wat sê die woord? Daar is 'n plek waar ek en jy volkome herstel is. Daar is 'n plek waar ons weer die heerlikheid van God sal ervaar, waar ons God se krag sal sien soos wat dit moet wees, waar God se woord absoluut volkome in en deur ons lewe die perfekte plan laat manifesteer. Daardie plek is die ten volle geken, en nou sê hy, eendag sal ons ook so ken soos wat ons geken is. So ek en jy moet nie ons meet oor die geknakte situasie waar ons nou is, die lampet wat smeel situasie nie. Ons is nie dit nie, dit definieer nie my en jou nie, dis nie ons lewe nie. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, ja, die wêreld hou dit teen jou. Jy kan selfs sê, daar is dalk familie en vriende wat baie dinge oor jou te sê het. Dalk het jy baie dinge oor jouself te sê, en jy dink jy gaan dit nooit maak nie. Hoor wat sê God. Hy sê, ek het jou vergewe, en ek het al jou sonde in die dieptes van die see van vergeetachtigheid gegooi, en ek dink nooit weer daaraan nie. Hy sê, jy is kosbaar en waardevol vir hom. Hy sê vandag, dat daar is hoop en lewe vir jou. Hy sê vandag, daar is oorwinnings vandag vir jou. Nou kom ek en jy maak die saak uit. Terwyl ons so geknak is soos 'n riet, soos 'n lampet wat smeel, het ons uitdagings. Daar's dikwels siekte, daar's pyn, daar's storms, daar's allerlei dinge. En die Bybel sê hierdie ligte verdrukking waardeur ons gaan, weeg nie op teenoor die ewige, wonderwerkende heerlikheid wat God beplan vir my en jou nie. Nou het ek en jy 'n keuse. Of ons kan gaan sit, en dan kan ons sulk, soos ons altyd gesê het, rondom al die mislukkings en die probleme wat ons het, of ons kan vir mekaar beginne sê, weet jy wat, daar's 'n ewige, fantastiese heerlikheid, ver bo wat ons bid, en wat ons dink, wat die Here vir ons beplan. Kom ons praat daaroor, kom ons bid daaroor, kom ons beweeg daarin,
en ons laat toe dat die Heilige Gees ons verander. Ek wil afsluit met hierdie gedagte vandag. Hierdie gedagte wat sê, dit is God wat in julle werk, om te wil en te werk na sy welbehae. Dis so fantastiese skrif. Dat maak nie saak waar jy vandag is nie, en wat die omstandighede jy is nie. Laat toe dat God nou in jou werk, om te wil en te werk na sy welbehae. Wat beteken dit? Sy welbehae is genesing. Sy welbehae is verlossing. Sy welbehae is dat die geknakte riet weer sterk sal word. Die lampet wat smeel nie uitgedoof sal wees nie, maar aan die brand sal wees. Wat beteken dit in eenvoudige Afrikaans? Dit beteken dat jy die lewe en die lewe in oorvloed sal belewe. En dit staan reeds geskrywe in die woord in Johannes 10 vers 10. Waar hy gesê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dit is wat God vir jou gee. Nou wil ek jou vra, wanneer jy moeg is, wanneer jy stikkend is, wanneer jy seer het en wanneer jy uitdagings het, waardeur ons almal gaan, dat jy vandag sal sê, ek rus in die wete dat God maak 'n plan. God maak 'n weg vir my. Ek roem in die Here, ek loof die Here en sê vandag, sê saam met my vandag, glo dit en sê amen vandag. Sê dit, die Here sal die lampet nie uitdoof nie en hy sal die geknakte riet sal hy nie afbreek nie. Ek is George van 3minutekerk.co.za. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid om vandag na U toe te kan kom. U wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En ek wil vandag saam staan, Here, met elkeen wat saam luister op hierdie oomblik, dat hulle vandag sal ervaar, Here, dat U maak die geknakte riet weer sterk. U is die een wat die lampet wat smeel weer laat aan die brand steek. En Here, vandag bid ek, laat daar 'n vuur van lig in hulle lewens beginne brand. In hulle verhoudings, in hulle finansies, in hulle gesondheid, in hulle lewens, in hulle werke, in hulle omstandighede, daar waar hulle by die huis is, in hulle jong dae en in die ou dae, Here, dat die seën van die Here daar sal wees. Ons sê amen daarop. Ek bid vir lig, ek bid vir energie, ek bid vir die deurbraak, en ek bid, Here, vir sterkte, want Here, waar 'n riet geknak is dit moeilik om hom weer sterk te maak, maar Here, U kom en U maak sterker as ooit tevore, en U bring oorwinning op oorwinning in die naam van Jesus. Amen, en God bless you. Baie dankie dat jy vandag saam met my geluister het na die woord van die Here. Dankie dat ons kon saam rondom die tafel van God se woord en God se brood gesit het. Dat ons kan weet ons leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. En ek dankie dat jy saam ondersteun. Dankie vir die mense wat ons finansiëel ondersteun. Julle is waarlik kampioene. Baie, baie dankie. Dit maak dit moontlik dat ons hierdie werk verder kan vat en meer mense kan bereik. En wat 'n voorreg om te saai in die werk van die Here. Dis vrywillig, dis in liefde, en ek sê dankie, dankie, dankie vir elke een wat omgee en 'n verskil maak. Mag ek jou seën vandag. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen. En God bless you.